Hi maatjies, ek is Boeremeisie. Vandag het ons 'n splinternuwe luisterstorie. Teddy gaan stap deur Alwyn Olivier. Dis 'n warm dag in die somer. Dani en sy suster Bessie gaan toe swem. Hulle woon baie naby 'n meer. In die somer speel hulle altyd vrolik in die koel water. Hulle swem ure lank en plas in die water rond. Bessie en Dani neem altyd hul teddybeer saam. Hy is sommer 'n groot teddybeer. Hulle noem hom Teddy. Vandag speel die boetie en sussie weer heerlik in die water, maar Teddy lyk sommer baie treurig en hartseer. Sê nou Teddy kan praat, dan sal hy seker sê, ek wens ek kan hardloop en speel net soos Dani en Bessie. Skielik gebeur daar iets snaaks. Teddy voel sy arms roer. Toe begin sy bene ook roer. En raai wat gebeur toe? Teddy is sommer baie verbaas. Hy kan hoor hoe Dani en Bessie in die water plas en lag. Nou weet Teddy wat het gebeur. Hy het 'n regte beertjie geword. Ai, nou is Teddy daarom baie bly, hoor? Hy naal gou huis toe, op pad na die huis dink hy. Dit sal daarom groot pret wees om 'n lang end te gaan stap, dan kan hy mos die wêreld sien. Teddy maak gou vir hom lekker padkos. 'n Paar minute later is hy klaar. Nou kan hy gaan. Teddy stap aan. Nou is hy 'n paar myl van Dani en Bessie se huis af. Dit begin donker word en hy kyk op in die lug. Daar sien hy 'n groot geel maan. Die maan glimlag. Nou voel Teddy sommer baie bly. Toe kyk hy weer op en daar sien hy 'n slim ou uil in 'n boom. Hy voel nogal bang, hoor. Wie is jy en waarheen gaan jy? Hoe? Vra die uil. Ek is maar net 'n speelgoedbeer, sê Teddy. Ek stap maar net 'n bietjie rond. Ek wil kyk wat ek alles kan sien, sê hy verder. Teddy stap aan deur die bos. Nou begin die lug regtig donker word en hy is gou moeg. Toe gaan sit hy by die stam van 'n ou boom. Dit staan op 'n wal van 'n pragtige meer. Vir 'n kort rukkie sit Teddy net doodstil en kyk na 'n yslike waterlelie. Die blomblare is spierwit. Maar in die middel is die blom tog te mooi. Rooi, geel en bruin. Maar kyk, wat gebeur nou? Skielik kom daar iets uit die blom. Nou staan dit regop in die blom. Wat is dit? Teddy knip sy oë. So verbaas is hy. Dis 'n lieflike vee met goue hare. Sy speel pragtig op 'n viool. Nou raak Teddy aan die slaap. Hy was te moeg om sy kos te eet. Later skrik hy wakker en hy wonder nou, het hy regtig die vee gesien? Maar net alles gedroom. Die son skyn al en skielik sien hy 'n slordige hasie langs hom. Die hasie lag en giggel. Teddy weet darm hy droom nie hierdie keer nie. Dit was darm die lekkerste kos wat ek in 'n lang tyd geëet het, lag die hasie. Teddy vryf nog die slaap uit sy oë. Hy weet nie juis waarvan die haas praat nie. Teddy kyk toe op, die grond langs hom, en nou weet hy wat gebeur het. Nou weet hy hoekom die hasie lag. Die klein karnallie, die haas se naam is Henny. Henny het Teddy se servet oopgemaak. Toe het hy al die kos opgeëet. Teddy het mos gelê en slaap. Nou is Teddy sommer baie kwaad. Hy is ook baie honger. Ek dink jy was regtig gemeen om al my kos op te eet, raas Teddy. Ek is jammer, sê Henny. Maar jy weet, dit het so lekker geruik. Ek weet ook nie wanneer laas ek brood en slaai geëet het nie. Ek moes toe maar net jou kos opeet, vertel hy. Nou is Teddy nie meer kwaad nie. Henny is tog so bly om 'n nuwe maatjie te hê. Hy sê sommer Teddy moet saam met hom gaan, sodat hulle saam ontbyt kan gaan eet.
Henny en Teddy kom by Henny se huis aan. Dis nog maar taamlik vroeg en die haas se huis is in 'n bultjie in die veld. Die hase het 'n klomp tonnels daarin gegrawe. In die middel van die huis is daar 'n klein rooi kaggeltjie van stene. Henny en Teddy stap binne. Daar staan mevrou Haas. Sy kook 'n groot swart pot vol pap vir haar groot gesin. Party van Henny se broers is al op en wag maar net vir hulle ontbyt. Die ander kinders slaap nog. Hulle lyk so lekker warm in hulle beddens. Daar is darm al te baie kinders in die haasgesin. Hulle kan nie almal in die huis eet nie. Nou eet hulle by 'n groot tafel voor die huis. Weet julle wat 'n tafel is? Dis die stam van 'n yslike ronde boom. 'n Man wat in die bos gewerk het dit mooi gelyk gesaag. Ai, dis darem mooi om al die haasies en Teddy te sien eet. Teddy val sommer goed weg aan die pap en brood, hoor. Hy voel nou ook sommer baie beter en hy gee glad nie meer om dat Henny sy lekker padkos opgeëet het nie. Om die waarheid te sê, hy begin baie van Henny te hou. Na ontbyt sê Teddy, baie dankie mevrou Haas. Mevrou Haas was mos baie gaaf. Toe begin hy al die haasies groet, maar Henny vra, hoekom wil jy so vroeg gaan, Teddy? Kom speel eers 'n rukkie saam met my. Dan kan jy mos verder stap. Teddy dink so bietjie. Hy hou sy maagie vas en sê, ek dink dit is sommer 'n baie goeie plan, Henny. Ek het so baie van daardie lekker pap geëet. Miskien moet ek eers 'n rukkie rus en dan kan ek verder stap. Toe is Teddy en Henny weg. Na 'n kol dik sagte gras. Daar is die tweekies eers. Hulle gaan mos nou speel. Maar Teddy en Henny was seker baie moeg. Dis nie lank nie, toe is hulle albei vas aan die slaap. Teddy slaap heerlik en toe droom hy. Hy droom, hy gaan nou om die wêreld reis. Dit gaan sommer 'n lang reis wees. En weet julle wat? Hy gaan op 'n baie snaakse manier reis. 'n Yslike naaldekoker met yslike dun vlerke vlieg af na Teddy toe. Hy sê, hy sal vir Teddy na enige plek neem, net waar Teddy wil gaan. Teddy kan skaars sy oë glo. Hy kon mos nooit dink 'n naaldekoker kan so groot wees nie. Ai, dis dan amper so groot soos 'n vliegtuig. Teddy laat nie op hom wag nie en klim toe op die naaldekoker se rug. Daar trek hy deur die lug. Ai, dis darem heerlik. Toe kyk hy om. En wat sien hy? Daar sit Henny Haas en giggel agter hom. Henny vlieg ook, maar hy ry weer op die rug van 'n yslike vlinder. Skielik sit Teddy weer op die grond langs Henny. Daar staan 'n groot bruin beer voor hulle. Wat doen jy hier? Knor die beer. Nou weet Teddy regtig nie wat aangaan nie. Het hy regtig op die naaldekoker se rug gevlieg of het hy dit maar net gedroom? Daar staan die groot bruin beer nou. Die arme Teddy dink beer is kwaad vir hom, maar toe gesels hulle 'n bietjie. Teddy sien toe, die beer is baie gaaf. Hy wil graag vir Teddy help. Maar jy is mos 'n speelgoedbeertjie, nie waar nie? Vra bruinbeertjie. Dis die beer se naam. Ja, ek is maar net 'n speelgoedbeertjie, sê Teddy. Iets snaaks het met my gebeur. Nou is ek net soos 'n regte beer, sê hy verder. Nou ja, dis darm die koddigste ding wat ek nog ooit gehoor het, roep Bruintjie uit. Maar jy is mos nou net soos ek. Jy sal dan seker ook van hierdie bessies hou. Kyk, dis hier in my rugsak, eet saam met my. Teddy vertel toe vir Bruintjie, hy behoort aan Dani en Bessie. Nou mis hy hulle regtig baie. Ek het altyd baie treurig en hartseer gevoel. Ek was dan maar net 'n speelgoedbeer, sê Teddy. Nou is ek 'n regte beer. Maar nou kan ek mos nooit weer teruggaan nie. Ek kan mos nooit weer in Dani en Bessie se huis woon nie, sug hy. Nou moet jy maar net sê, wat wil jy graag doen? Gee Bruintjie om raad. Wil jy die res van jou lewe in die bos rondloop?
of wil jy weer 'n speelding wees? Dan woon jy saam met 2 lieflike kinders in 'n baie mooi huis. Die breinbeer wil hoor wat Teddy sê. Ai, Teddy wag nie lank nie. Toe weet hy wat hy wil hê. Hy sê, ek wil na Dani en Bessie teruggaan. Ek mis hulle tog so baie. Breintjie stap toe saam met Teddy terug na die kinders se huis. Dis al donker toe hulle daar kom. Die groot breinbeer help Teddy om deur 'n venster te klim. In die kamer binnekant slaap Dani en Bessie. Nou is Teddy in die kamer. En skielik begin hy sommer baie snaaks voel. Sy bene en arms begin lam word. Hy kry dit net reg om na die punt van Dani se bed te loop en toe kan hy nie verder loop nie. Teddy sit op die vloer naby Dani se bed. Nou kan hy sy lyf glad nie roer nie. Hy is weer maar net 'n speelgoedbeer. Maar ai, hy voel tog so bly. Daar is sommer 'n breë glimlag op sy gesig. Die glimlag bly op sy gesig, al is hy weer 'n speelgoedbeer. Ja, hy is nou vir altyd 'n speelgoedbeer wat glimlag. In die oggend word Dani en Bessie wakker. O, maar hulle is darm bly, hoor? Daar sien hulle mos weer hul klein Teddy. Bessie tel hom op en druk hom styf teen haar vas. Sy sien die breë glimlag op Teddy se gesig en nou voel sy self ook blyer. Ja, Teddy is nou weer 'n speelgoedbeer, maar een ding weet hy goed. Dani en Bessie gaan hom die gelukkigste beertjie in die hele wêreld maak. Fluit, fluit, die storie is uit. Tot volgende keer. En onthou, gebruik altyd jou verbeelding.